I would rather be rejected by the world. I would rather be hated. Want set apart is nie 'n glorious thing nie. Set apart is eintlik 'n moeilike ding. It takes a lot of rejection. You are apart from everyone else. I would rather take that vir 'n oomblik op aarde as vir my hele liewe eternity. Ek is Rachel Fourie en hierdie is my hardloop so. Vandag het ek so 'n spesiale gas by my, Katie Pinaar. Hallo. Sy is hallo. Bly jy sê dat op hallo. Sy is 'n image consultant, kingdom content creator, 'n stylist en 'n public speaker, maar wanneer sy oor Jesus kan praat, dan kan jy sommer sien haar koppie loop oor. So baie welkom Katie, dankie dat jy spesiaal hier op die bank kom sit. Ek waardeer jou so baie. Ek sien regtig ongelooflik uit. Hallo almal wat kyk. Ek sien regtig so uit. So ek dink ons gaan oor 'n lekker topic, 'n baie relevante topic. En dit gaan altyd relevant bly want die fans se taxis bly net altyd dieselfde. So 100%. So voor ons nou afskop in al die goedjies wat ons oor gaan praat, wil ek eers vir jou 'n vraag vra wat ek vir elke gas vra en dit is hoe, wat of waarvoor. Jy kan kies wat en jy wil elke liewe een. Okay. Ja, waarvoor klop jou hart. Yes. Ja, ek moet sê dit is baie goed. Obviously styl en om vrouens regtig hulle volle potensiaal te kan bereik. Dis nie net noodwendig vrouens nie, maar ek dink dis waar die van vrouens heel eerste aanval is om hulle te laat voel hulle is nie mooi genoeg, hulle is nie goed genoeg nie. Hulle kan nie bereik wat die vrou langs hulle bereik en hulle moet altyd streef na om iemand anders te wees en dit is wat sukses is en dis wat 'n goeie vrou is en dis eintlik ewen 'n goddelike vrou, so dit het so infiltreer in ons verhouding met Jesus ook. So van as mens net dink, soos mens het nie aanlegtoetse nodig. As jy net dink aan wat het jy nog altyd jouself mee besig gehou en waarvoor het mense jou nader getrek, was dit om mense mooi te laat voel en mense hulle volle potensiaal te laat bereik. Soos ek vir die eerste keer so met jou koffie drink, glo ek regtig Heilige Gees het my gift gegee om te kan sien hoe jy in jou volle potensiaal is. Nie net hoe jy lyk fisies nie, maar emosioneel ook en ja, om regtig jou te help en jou te ondersteun om daarby uit te kom. Ek dink dit is my grootste hardklop en of ek dit van 'n verhoog af doen of 'n koffie of 'n hoe ook al 'n konsultasiesessie, dit is hoe my hardklop, waarvoor my hardklop. Ja. So jy is een van die mense soos om jy gaan koffie en ons gaan weg, dan gaan ons dadelik voel ek kan die lewe aanpak. Ek hoop regtig so. Regtig bid so. Ja, ek sal so hoop. Okay, so Katie, baie van ons worstel met onsekerhede en hoe ons lyk en wat ons doen. Ek dink ons koppel ook baie aan identiteit aan daai tipe goeders. Selfs hoe ons voel, God oor ons dink, jy weet, al hierdie goedjies. So, hoe het jy geleer om jou identiteit in God te vind en nie in jou insecurities nie? Soos hoe het jy jou onsekerhede soos oorkom? 100%. So dit was klein tree, maar so werk jy Heilige Gees ook en hy soos lei mens op die regte tye kry die regte revelations. En dit het regtig begin met my image consulting kursus om te weet, letterlik ek wat met my vel gesukkel het, 'n dom ding. Ek wat met my vel gesukkel het. Jy met jou vel gesukkel? Nee, wat 'n produkte gebruik jy? Gooi sommer uit hier. Nee, liewers nie. Ek sal jou nou nie tuis sê, want ek weet jy mag ek ek sal jy sê wat wil. Okay, but anyway. So en toe ek uitvind soos deel van my coloring en letterlik een van my gunsteling klere was deel van my kleurpalet. Dis so 'n dom ding wat begin het, maar dit's significant in my lewe gewees. Het ek uitgevind dat groot soos bigger pores en so shinier oily skin is letterlik deel van my coloring. En daar het 'n penny gedrop en ek was soos so I am intentionally made. Soos dit is nie 'n fout nie. Dit is nie soos net omdat dieselfde gesig was seep in die koshuis wat almal anders gebruik het nie op my gewerk het nie. Beteken nie daar's iets fout met my nie. Soos I was literally just created different. En ek onthou my favorite soos sê ding en seker hoe my ma my groot gemaak het was daai van why fit in when you're born to stand out. En ek dink daai het alles net so mooi bymekaar gekom en met die journey toe ek regtig my hele lewe vir Jesus kom gee en ek siek hom in elke liewe oomblik en awesome wat ek het. Toe die Heilige Gees net so mooi vir my kom wys is hoe meer ons op onsself fokus, hoe meer gaan ons insecure voel, wanneer ons fokus eintlik op hom moet wees. Elke oomblik, elke asemhaal, as jy aantrek, as jy praat, as jy koffie drink, as ons fokus is, hoe kan ek God glorify? So amper eers tyd vir jou om te dink oor wat is fout met jou, waar kan jy nie, of hoekom kan jy nie? Vir alles met van 'n verhoog af wil praat, jy sal weet, dit is baie vreesaanjaend en om net te sê soos, maar dit het eintlik niks met my uit te waai nie. Soos ek letterlik al wat gebeur is ek stel myself beskikbaar. En God het die mense wat voor my sit en vir my luister en met my teekom so lief dat hy graag hulle wil bless deur my te gebruik. So
dit het eintlik niks met my uit te waai nie en wat ook al is die insecurity ek het, is net die fancy manier om obviously my terug te wou hou en ons weet hierdie dit is goeders wat ons oor en oor en oor en oor en sê maar en nooit genoeg raad kan gee, hoor. maar nooit genoeg hoor nie. Maar dit was regtig wat my soos geshift het, is net soos, maar waar is my perspektief? Aanbid ek myself en hoe ek lyk en Ja. wat ek doen en om my talente wat eintlik 'n geskenk van God af is of die God wat letterlik al hierdie Ja. goed vir my kom gee het. Wow. En ja, dit is eintlik hoe dit begin het, hoe dit nou is. Waarmee ek nou, maar ja, as ons nou meer in die Ja, ja, ja. identiteit sal gaan, ja, dan kan ons Yes. bietjie daaroor chat. So, Wel, dis 'n beautiful Ja. antwoord. So ek wil dan ook by jou hoor net op grond bietjie van dit. Soos is daar 'n spesifieke Bybelvers of ietsie wat jou gehelp het om soos hierdie ding aan te gaan? Ja. Ek dink dit is so maklik om te sê wees net jouself. Jou identiteit is jy's 'n dogter van God, maar soos dan is dit bietjie moeilik vir iemand, so dalk help iets soos om aan 'n skriffie vas te hou. So was daar so ietsie vir jou? 100%, ek kan nie, nommers en name is not my strong suit. Okay, so ek kan vir julle soos tik dit in 'n ChatGPT wat ek nou vir jou gee en dan gaan hy vir jou die skrifverse uitspoeg. Soos ek beloof wat ek nou sê is biblical based. Maar dit is soos 'n paar statements. So die eerste een was I'm a new creation in Christ. Dat beteken die ou ek bestaan nie meer nie. So my ou sondes, my ou gedagtepatrone, soos my ou gewoontes, dit waarop ek teruggeval het, my familiegeskiedenis is nie meer deel van wie ek is nie. I am a new creation in Christ. So dit is soos die hoofding waaruit jou identiteit uitkom en wat vir my so spesiaal is, sorry, voordat ek verder praat is, my en jou Christelike identiteit is dieselfde. Soos ek beskryf dit as hierdie sfeer wat hier hang en jy kan kies of jy daarvan wil vat as jy die Heilige Gees toelaat in jou lewe. Dis nie uniek tot jou nie. Wanneer ons baie keer daai fout maak en dink ons talente, hoe ons lyk, die geskenke wat God ons kom gee het is ons identiteit wanneer dit eintlik glad nie is nie. So ja, die ander een is I'm a co-heir in Christ. So jy's 'n kind in die huis. So jy het access tot dinge wat 'n kind in 'n huis access tot het. En ons glo ons het nie. Ons glo ons moet smeek soos 'n bedelaar op die straat vir iets by God wanneer ons 'n kind in sy huis is. I'm a royal priesthood, so dit beteken die autoriteit wat in die hemel is nou hier in my. So ek sal nie terugstaan nie, ek sal nie stil bly nie en ek sal doen wat die koninkryk van my verwag. So dit is soos 'n paar statements wat ja, die ander een is I have the mind of Christ. So the mind of Christ does not struggle to hear from the Lord. Verstaan, ons glo die Here bly stil en hy praat nie en hy wanneer dit nie ons normaal moet wees nie. Ons normaal moet wees ek praat ten minste 10 keer 'n dag met God, verstaan? En soos die Heilige Gees is die een wat my in elke ding lei en stoot en dit is wie hy is. Hy is wie ek is. So dit het niks met my uit te waai nie. My identiteit is letterlik gegrond in iets wat nie kan verander nie, want dit is deel van history. Verstaan? It is written. It has nothing to do with me and ons almal kan dit hê. So ja, dit was nogal soos dit is skrifverse, dit is gebaseer op skrifverse. Ja. Wat vir my is dit soos big statements is dat ek elke liewe oggend oor myself bid en ja, totdat dit iets is wat ek sê hulle sê ons altyd jy moet iemand in die middel van die aand kan wakker maak en dan moet jy vir hulle sê, maar ek is soos mense is te rustig in die middel van die aand. Jy moet my in 'n storm. Wanneer dit moeilik met my gaan, moet ek vir jou hierdie kan sê, dan weet ek dit is wie ek is en waar my identiteit is. So dis goed. So wat doen jy wel? Kan nou jy hierdie skrifvers, jy het hierdie words of affirmation, die goed wat jy aan vashou, maar hoe hanteer jy dit wanneer daar 'n leentjie inglip, wanneer daar 'n stem is en jy so self-critical en jy voel nie mooi nie en jy lyk nie goed nie, soos wat dan? Ja, 100% en dit strek vir my baie erg. Ek dink nog altyd soos ek onthou my drama juffrou op hoërskool. Jy drama gedoen? Love, ek wou dit gaan swat het, hoor. Biggest dream ever. Ek het gedink ek gaan in die kantoor of hotel of so wees, hoor. So ja. Audisie? Nee, nog. Ek was soos die Here moet maar net die deure oopmaak, jy weet. Maar het nie, maar ek's dankbaar. So as dit gebeur, jy weet, ek sê nou nie Heilige Gees moenie werk nie, maar anyway. So sy het altyd so sy het in 'n krentjie en ek sal dit nooit vergeet nie. Sy het in 'n krentjie in die rond te gaan en sy het vir ons almal kompliment gegee en toe sy by my kom toe sê sy vir my, jy's regtig hard op jouself. Dit was al 'n kompliment aan my en ek was soos, 'n kompliment. Ja, ek sê of jy hou nie van my nie of ek het regtig 'n probleem en ek besef dit is 'n constant struggle soos ek hou myself op 'n standaard wat mens amper nie Jesus nodig het nie. Soos ek wil so perfek wees. Ek oortuig myself ek kort Jesus, maar wanneer ek hom regtig kort en regtig moet repent en regtig op hom moet staat maak, dan voel ek weak. So dit contradict mekaar so erg. En ek dink dit is maar iets wat ons almal mee sukkel, performance, want performance kry liefde en aanvaarding. So dan voel ons ek moet perform vir liefde en aanvaarding wanneer God ons obviously voordat ons al ons eerste asem soos ingeasem het, het hy ons al liefgehad en aanvaar. En
Wat is die vraag nou? Ek Nee, is nou jy praat heeltemal baie in goed, dit mekaar. gaan oor selfkritiek, maar ek hoor jou Ja, lyn jy wat hoor my. punchline Okay, ja, nie. cool. Nee, ek was net soos girl, ek kan so praat, ek gaan soos deur die woud. Jy weet ons sit nou hier in 'n woud Emmanuel, ek gaan so. So die oomblik wat daar so tipe leen inkom soos ek wat voel Eerstens dan sê ek vir myself, hoekom het Jesus op die kruis dood gegaan as ek perfek was? Verstaan se, kry net daai realization soos hoekom maak ek iets goedkoop want dis juist hoekom hy dit gedoen het, hy het geweet ek gaan sukkel. En tweedens is ek soos weer eens 'n biblical principle. Soos as mense voel die Here praat met jou nie gaan maak die Bybel oop want ons sy woorde staan reeds daar. Take that thought captive. Soos weet, dis wat ek nou dink, dis 'n leuen wat ek nou glo en ek kan kies waartoe hierdie leuen gaan. Gaan dit na my identiteit toe, gaan dit na my hart toe, gaan dit na hoe ek alles gaan hanteer toe of vat ek hierdie en ek vat dit dadelik na Jesus se voete toe en ek replace dit met die waarheid. So elke keer as daai leuen opkom, dan weet ek wat God se waarheid is oor dit. So ek sê dit vir myself en ek bid dit oor my. En ek sê nie ek's altyd perfek daarin nie, maar ek's al baie beter daarin want dit is die leefstyl wat ek wil leef. So jy kan my man ook vra, ek's nogal kwaai. Soos die oomblik wat iets negatief gesê word, dan is dit soos nee. Ek sê altyd ek kap dit af. Ja, my ma het dit, maar jou ma lag, my ma het dit gedoen. So ja, ek is soos nee, die Here het gesê ons kan dit soos ons vergelyk onsself letterlik laer as die duiwel amper wil ek sê. Soos ons dink ons moet hier aan die onderkant van ons letterlik die gees wat Jesus uit die dood uit opgewerk het is in ons. So hoekom kan jy nie 'n negative thought captive neem en dit vervang met die waarheid van die een wat letterlik jou identiteit is nie. So ja, dit is nogal iets wat ek doen en ek sal soos as ek foute maak soos ek wat vandag baie laat was, dan sê ek soos want dit jammer. Julle sal nou nie weet nie, maar Rachel hulle almal het gevoel. Ek was baie laat en dit was regtig 'n onskuldige fout en in daai oomblik kon ek vir myself sê soos miskien moet jy nie praat van mense nie. Verstaan, dadelik kan al daai leuns inkom want this is a shameful thing. Soos how did you literally do this? Hoe het jy hierdie fout gemaak? En in daai oomblik is ek net soos die Here ken my hart. Hy weet dit was. Hy het my lankal vergewe die oomblik toe ek jammer gesê het. Verstaan sy wat ook al mense dan daarna dink my identiteit lê nie daarin nie. Dit lê in wat Jesus vir my sê en my identiteit lê sou lê in wat hy vir my kom doen het en wat hy nou is, gister was en nog altyd sal wees. Daarom by jou ja, nie almal is so nie, hoor. Nie almal is so nie. En ja, so ek dink dit is net soos take that thought captive want as jy hom gaan los gaan hardloop en hy gaan skuilplek vind iewers in jou. Sou jy sê soos in jou lyn van werk met image consulting, dink jy vrouens is te hard op hulle self? 100%. 100%. Ons letterlik leef asof ons die redder van almal in ons lewe is. Soos ons moet perfek lyk, ons moet perfek wees, ons moet die perfekte ma wees, ons moet die perfekte vrou wees. En ook ons kan nie. So nou self-resent ons eintlik en dan reflekteer dit en manifesteer dit in ander maniere. So ons resent ons man want hy is nie perfek nie. Ons resent ons kinders want hulle is nie perfek nie. Ons resent ons lyf want dis nie perfek nie. Want ons voel alles moet perfek wees want dit gee my waarde. Wanneer dit 100% letterlik is hoe iemand in die wêreld leef. So ek dink ons as vrouens wat Jesus liefhet, is soos ek het nou Jesus lief, maar ek wil niks van die perks hê van Jesus lief hê nie. Ek wil soos die wêreld leef en dink en sukkel. Maar ek wil sê ek het Jesus lief. Wanneer ons heeltemal anders te kan lewe, ons kan goed heeltemal anders te benader, ons kan goed heeltemal anders te aanpak. Ons moet ander goed glo. Maar ons glo letterlik wat 'n vrou wat nie die Here ken nie glo dat jy van op jouself moet staatmaak en jy moet perfek wees en jou familie moet perfek wees en jy kan nie vir enigiemand wys daar's 'n skewe voetjie enigstens iewers nie. So dan draai jy daai laste ook by jou en jy's nog steeds nie perfek nie. En dis seker hoekom daar so baie gebroke vrouens daar buite is. 100%. Hierdie ding, hierdie druk. Ek gaan nou toevallig met 'n môre 'n podcast hê oor mommy guilt. Soos jy's hierdie ding van as ma om te perform en al daai goedjies. So dit is baie goed. En ek wil 'n bietjie by jou hoor, so ons leef in 'n wêreld, veral ons jong mense weet en ewen groot mense almal, maar met social media. En die ding met social media is ons vergelyk baie onsself met ander mense. So wat sou jou advies wees nou maar as jy met iemand praat of image consulting of al daai goeders om te verhoed dat hulle nie in hierdie trap of comparison inval nie? Ek dink dit is altyd soos ons dink as ons thoughts iewers heen is dan of as ons 'n gedagte van comparison het, dan is ons dan van die rails af, wat regtig nie waar is nie, weer eens, op die take that thought captive, en jy vra jouself, okay, so as Jesus weet hoeveel hare is op my kop, hy weet letterlik wat uit my mond uit gaan kom, voordat ek dit sê, hy het letterlik soveel profesies gegee in die Ou Testament van Jesus, wat presies gaan gebeur, wanneer hy gekruisig gaan word, so 'n God wat so betrokke is, en in soveel detail werk, het hy dan 'n fout met my gemaak, wat maak jou so spesiaal, dat hy 'n fout dan net met jou gemaak het, verstaan, is hy nog nooit in geskiedenis al ooit 'n fout gemaak het en alles intentioneel doen, hoekom sal jy voel jy
is nou die uitsondering. En ek dink baie keer wanneer jou ouers en hulle ouers, dit is 'n kultuur wat ek voel jy as prins moet breek in jou huis. Dit is 'n kultuur wanneer iemand snaaks lyk of aantrek of dis letterlik om ook nie mense sleg te sê die oomblik wat jy hulle kry nie, want dan besef jy, o, dis hoe mense dink. So mense kyk na my en dan som hulle my op en hulle gee my 'n waarde. Ja, Presies. So dan so en so lyk. dan verhoed jy dit, want jy wil nie daai rejection en hê mense moet dit agter jou rug sê of van jou dink wanneer hulle jou sê nie. So ons is in 'n jammer kultuur. Ek is so jammer, ek is so jammer, ek het nou pysie, ek is so jammer, ek het nou, verstaan jy, cover net alles, want jy voel hy stilte, want jy kan nie dink iemand moet jou reject nie. Maar wanneer Jesus sê, the world is going to reject you. Okay, that is no secret. So verwag dat nie almal van jou gaan hou nie. Verwag dat nie almal jou lewe gaan verstaan nie. Verwag dat mense gaan dink jy moet goeders doen soos hulle. Wat kom van vergelyking. So jou huwelik moet lyk soos my huwelik, jou werksomgewing moet lyk soos my werksomgewing, jou passie moet lyk soos my passie. En dis baie keer die mense onder wie ons baie keer in werksomgewings werk is soos my way or the highway. Verstaan? En dit kweek ook daai vergelyking. So om intentioneel te gaan sit in gebed, daar's niks wat die Heilige Gees nie in jou kan kom verwyder nie, of om te vra van waar kom hierdie? In watter plek in my lewe voel ek moet beter wees as ander mense om beter te voel oor myself. En kom verwyder dit. Kom sê my wat is die waarheid, kom wys my hoe lyk ek in jou oë, deur jou oë. Soos Heilige Gees kom wys my wie is ek deur jou oë. Ja, sorry, ek praat nou 17 sirkels, maar goed, weet jy het regtig baie. So ek wil 'n bietjie praat oor social media. So obviously as 'n content creator, ek kyk ook so af en toe jou goedjies en ek sê so groot scroll nie, maar ek weet dis hoekom obviously is nie op die bank is want ek weet nie. En ek dink wat baie oplettend was is jou gebruik jou sosiale media platform ook om jy weet waarheid te spreek, Jesus uit te straal, mense 'n bietjie aan te spreek en oor die skouers te tik. Ek sê, "Woe, jy is kwaai, Katie." dit gebeur net hoor. En ek dink as jy mense in persoon moet ontmoet, Ek het jou laaste kan jy kwaai wees? Ja, ek jou laaste episode of jou laaste weekie of dit kan nou al 'n rukkie terug sien wees, maar oor modesty is ook so Ja. say it, preach it girl. So maar ek wil bietjie by jou hoor, soos 'n bietjie oor grense praat rondom social media. So hoe besluit jy as Katie watter platforms soos watter tipe mense gaan follow jy en waarna kyk jy en hoekom is dit belangrik? Ja, dit is regtig en ek het al ook 'n video oor dit gemaak want ek voel ons is te nonchalant oor dit want 'n ou het seker cool en dit was vir my die beste. Ek het dit onlangs gehoor en ek wens ek het dit vroeër gehoor en dan het ek nou 'n goeie antwoord vir hierdie spesifieke vraag. En hy sê imagine jy het 'n ateïs vriendin en sy wil net niks van Jesus af weet nie. Sy besluit sy kom laai op vir 'n koffie of jy gaan mall toe wat ook al. En in haar kar speel sy deep worship music. Verstaan jy? Worship music wat net mense wat al jare Jesus ken, verstaan en regtig mee kan connect. Sal dit normaal wees vir jou? Jy sal wees soos, weet jy, het jy die Here gevind ewe skielik? Verstaan dat hoekom? En sy sê, nee glad nie, ek hou net van hoe hierdie klink. Verstaan of almal luister hierna. Ja. Hoekom as die wêreld nie sal compromise tot wat hulle voor luister en kyk nie en ons weet ons is 'n set apart people, kan ons nie onsself net sê okay net omdat almal Call Her Daddy luister, gaan ek nie Call Her Daddy luister nie. So ek dink nie dit is regtig die bare minimum. Ek dink nie dit is iets baie groot gevraag nie. Ek dink die grootste vraag is om meer jou toekoms in God se hande te los. Dis baie meer vreesaanjaend is om nou in 'n oomblik te sê ek gaan nie vir luister nie, ek gaan nie hierdie kyk nie. 'n Fliek hom op, iets gebeur wat jy weet. Hulle gebruik Here se naam, hulle het seks voor die huwelik. Verstaan wat crazy is want dit is so algemeen. Mense gaan dink jy's mal. Mense gaan dink soos, "Ag, jy's te." Dan sê ek soos, jy sê nou ek's te. Maar as ek in die hemel kom, gaan ek hoor, "Well done, good and faithful servant." So na wie se stem luister ek? Verstaan wie se approval wil ek hê? Want ek kan nie wêreld se approval in 'n oogwink kry. Het jy ook gevoel baie keer as jy soos na spesifieke influencers en onthou dit is die voorbeelde wat die jong mense daar buite het. Het jy dan gevoel byvoorbeeld dit kom uit 'n plek dan van jog, ek voel nie mooi vandag nie, ek lyk nie goed vandag nie. 100%. Want ek dra nie hierdie ding nie, ek is nie op hierdie vakansie nie, want dit is tog wat eintlik kan gebeur. 100% en jy raak gemaklik met sonde. Verstaan, jy sê, jy kyk iemand se Get Ready With Me, maar sy openlik promote drank, seks, verstaan? So jy raak gemaklik daarmee. Dis nie meer vir jou, dit is nie meer iets wat vir jou is soos, o my gees voel onrustig oor die persoon wat hierdie doen nie. Dit beteken nie ons judge haar nie, dit beteken nie ons condemn haar nie, soos in open arms, but I will not affirm what she's doing. En as ek haar follow en ek like en ek comment en ek praat, jy affirm dit. Verstaan, as jy stil bly dan wat doen jy? Jy sê eintlik dit is reg. Dit is maar in so 'n situasie as iemand
as ek en jy nou skinder oor iemand en jy bly stil, gaan ek voel jy het sommer geskinder, Ja. verstaan? So Ek dink die Bybel sê ook soos jou oë is die vensters van jou siel. So 100%. obviously moet jouself goed voed. As ek dit sê, wanneer jy 100%. gaan kyk, dit ultimately gaan hier binne iets 100%. maak, ja. 100%. So ek wil net gou vir jou 'n bietjie vra, so hoe besluit jy dan soos die tipe mense wat jy gaan volg, wat gaan jy volg? So wat half die kriteria vir jou om te weet, okay, dit is wie ek volg op social So media. ek probeer regtig op my hartste om die Heilige Gees deel te maak en die hele tyd met hom te praat. So terwyl ek letterlik op social media scroll, wil ek voel ek spandeer tog tyd met Jesus. Ek leer meer oor Jesus. Verstaan, want daar is soveel mense met soveel kennis daar buite. Daar's worship liedjies wat mens roer, daar's Ja. testimonies wat mens roer en ek voel net om te doom scroll en wat ook al te kyk wat niks beteken nie, voel mens leeg. Mens voel net mens voel minder as jy Ja. daar uitstap, maar wanneer jy jouself vul met goeders wat jy weet die Heilige Gees approve en dis regtig in daai oomblik wat ek is iets my ongemaklik laat voel. Ek laat hy toe, ek gee die Heilige Gees volle toegang om my te kon convict. En dit is regtig so eenvoudig soos Heilige Gees kom convict my oor enigiets wat ek nie moet sien of luister nie. En ek beloof vir jou, dit is 'n sagte, rustige stemmetjie wat jy net voel miskien moet ek nou hierdie kyk nie, and that is enough. En dan aanval ek en ek beweeg aan. Ek dink nie weer daaroor nie, ek gaan soek dit nie weer op nie. Want ja, weer that is the bare minimum, literally. En hoe so obviously saam met social media en ons weet soos soos my kindertjies, ek het nou die dag 'n praatjie gedoen by 'n kamp of by 'n tiener met dit en ligte. En ek sê toe vir hulle, hoekom die feit dat ek byvoorbeeld iets soos op 'n televisieprogram was, heg dit meer waarde aan my? Hoekom is net ek, Rachel, wat vandag hier voor hulle staan en oor Jesus kom praat, hoekom is nie net dit genoeg sonder al die ander goeders nie? En dieselfde met wat jong mense doen is, hulle bepaal hulle waarde deur die likes, die comments, die hoeveel views hulle kry. 100%. So, wat is jou raad rondom vir dalk die jeug of mense wat even ander mense soos Ja. ek weet, baie keer ontstel dit by ma as aan die laaitjie kry op haar foto en Jesus, Ja, hoe kan mense al 'n boundary stel dat daai tipe likes en comments, as jy dit nie genoeg van dit kry of jy view kry wat jy wil hê of wat ook al nie, dit nie so jou hele dag sommer net omkrap. Ek dink altyd en daar's 'n kursus wat sê mens moenie net die slegte vrug raak sien nie, mens moet tot by die root gaan. Ja. En ek dink as jy begin voel soos dit wanneer jy nie 'n like of 'n comment of 'n view kry nie, moet jy eers in gebed ingaan en sê, Jesus, hoekom voel ek so? Yes, Soos amen. wat 'n leuen glo ek dat ek voel ek Ja. het hierdie nodig. Yes. Want as jy dit gaan fix, gaan jy nie hoef Ja. dis amper soos wanneer jy 'n hartpyn het en die dokter gee net vir jou pynmedikasie, maar daar's 'n Ja. baie groter probleem binne. So Ja, it's gonna man. help for so tydjie en dan gaan die Ja. probleem baie erger raak want jy stoot dit eintlik net onder die mat in because it's too sore to deal with. Verstaan, en baie keer daai goeters waar ons rejected is all in the past. Rejection is soos the epiphany of lies we believe. Dit is die beginpunt. So iewers was ek rejected en nou voel ek iemand het gesê my content is cringe of ek lyk lelik op hierdie foto of wat ook al. Ja. Nou is ek sê rejection. So nou moet almal anders my goed like tot uitermatig want dan voel ek okay. Nou is ek goed genoeg. Ja, nou is ek goed genoeg. Weereens, jy vind dan jou identiteit in iets anders as wat Jesus kom doen het vir ons en wie hy sê jy is. So jy vind jou identiteit in 'n gifting. Jy vind dit in 'n blessing. En dit is letterlik baie gevaarlik because that can change any day. Maar dit waarin jy rus ook kan vind, waartoe jy daai probleme kan bring, is juist die bron wat nooit verander nie en wat altyd jou met oop arms gaan ontvang, jou nooit gaan judge nie en vir jou regtig wil sê, soos die Heilige Gees wil vir jou sê, waar is daar leuns wat jy glo, want hy wil nie jy moet daai jaag nie, because wanneer jy daai jaag, is jou fokus glad nie kingdom based nie. Verstaan, jy kan kingdom based content maak, maar jy doen dit nie vir die koninkryk van God nie. Jy doen dit vir die likes. En dan sê jy jouself, maar ek verstaan, ek doen nou iets. Okay, jy doen iets goed soos met die following, verstaan, soos Ja. mense dink, ek weet toe ek 'n juffrou was, ek was die coolste ding vir die kinders omdat ek 'n blou sterretjie langs my naam het. Ek nie weet wat daai blou sterretjie is nie, verstaan jy? Ja. Dis ek het soos maar hoe hartseer dit vir my is dat hulle dink daai nommer is my identiteit. Daai nommer sê wat my waarde is. Dit soos dis amper half hierdie maatstaaf waar Yep. God eintlik hierdie maatstaaf 100% soos jy kon en jy is glad nie, maar ek bedoel jy kon 'n horrible mens gewees het. Jy kon letterlik sê nou dankie mense geskel het. Jy is nie. Maar ek bedoel dit en maar net omdat jy kon Christian content maak en nou het jy 'n blou merkie agter jou naam en nou is mense soos jy's lief vir die Here. Ja. Verstaan? Maar dit Mense is so kan maklik. Ja, dit is so maklik weer eens. The world will affirm. Ja. Maar dit beteken nie die Ja. God gaan affirm nie. Ja. En ek voel
I would rather be rejected by the world. I would rather be hated. Want set Ja. apart is nie 'n glorious thing nie. Set apart is eintlik 'n moeilike ding. It Ja. takes a lot of rejection. Ja. You are apart from everyone else. Ja. I would rather take that vir 'n oomblik op aarde as vir my hele liewe eternity. En So dit is my interessant soos oor influencing en content create en al daai goeders so ek hou nie van die term influence nie, maar almal Ja, weet dit nou al ja. in die tyd, maar nou die dag toe hoor ek ietsie van Sadie Robertson wat so mooi was, sy sê sy het ook nie gehou van die woord ja. influencing nie. Maar toe besef sy dat in 'n manier ons almal het invloed. Ja. Ons almal het invloed. So almal is 'n influencer. So ons het almal die ability om iemand te 100%. influence, as ek dit so kan stel. En sy het ook gesê so haar invloed beskou sy eintlik as 'n blessing van om te weet solank as wat sy kan haar platform te gebruik om dan mense te invloed om nader aan Jesus te beweeg. So ek het my hele brein rondom dit verander en weer eens is daai ding van social media vir my is 'n groot kopseer. Baie mense, so ek hou nie van dit nie. Maar dat ek altyd vredig vra maar hoekom daai platform het gegroei? Want ek bedoel ek is so 200 followers gehad. Ja. Ek het eers gekyk, gepost, niks dink jy weet wat die goed is nie. En that's the platform wat hy gekies het om jou groei, en te ek verstaan elevate. dit nie. En dis hoekom dit altyd my hande moet onthou, maar hy het dit laat groei. So as ek dit nie reg steward nie, ek kan ook nou maklik by groot feeste en mense confuse, Ja. maar wat hy eintlik om doen is jy put responsibility 100%. aan en ek moet dit reg stuur want net soveel soos wat dit lyk soos 'n beautiful nommertjie, kan dit net so as dit nie die doel bereik wat God dit voor beplan het nie, Ja. kan dit net sowel jy weet weggaan en ek het 'n verantwoordelikheid want ek kan mense letterlik van die wal af in die sloot verstaan soos dis 'n groot responsibility. Dit is 100%. So ek dink mense chase dit altyd so, maar in 'n manier ook like it is a responsibility Ja. en mense is daar buite en daar's slegte invloede daar buite en dit affekteer mense en dit breek ook altyd my hart. Veral as mens kyk na die standaard wat mense na streef en dan dink ek, "Jog, julle, ek het party van soos ek het hierdie mense ontmoet of ek het hierdie goed al gesien en dan dis 'n wanpersepsie. 100%. Streef jy na hierdie toe, maar dis 'n heeltemal Ja, onrealistiese jy kyk na prentjie. iemand en jy sien Yes. 10% van hulle goeie lewe. Ja, Soos ja. ek dink letterlik aan myne. Ek gaan nie opsit as ek huil op my social media nie, Ja. nie omdat ek nie wil vulnerable wees nie, Ja. maar ja, mense hanteer nie sulke goed so weird. Soos ek wens ek kon help my social media en vir jou alles sê, maar mense raak so weird met sulke goed. Dis asof hulle soos nou wil net vir jou laat weet soos dis okay as jy regtig sukkel. Dan sê Ek het al 'n keer gehuil op sy. Ja, maar ek bedoel, ja, maar mens huil dan nie elke keer dat jy huil of so. Ek sê mens kies ook maar wat jy deel. Hallo julle, so ons het 'n bietjie besluit change of scenery. Te verskoon die honde, verskoon al die eksterne klankies so, dis ons het dit beplan. Dis is 'n stukkie tuin van Ede nie. Soos ek voel die Here se teenwoordigheid en ek dankbaar. So hier sit ons nou. Hoorie, ek wil gou-gou vinnig by jou hoor want ek weet ons is hardloop nou so bietjie uit. Maar ek wil bietjie by jou hoor. Ek gaan jump na hierdie vraagie toe want ek dink dis 'n lekker vraag, nê. So, as daar een ding is wat jy vir jou tiener self kan sê rondom social media, wat sou dit wees? One thing you'll tell your teenage Ja, ek moet sê social media was obviously a thing, maar dit was nie so 'n thing nie. Soos influencers nog nie 'n ding toe ek op dit was soos minimaal soos dink ek ken nou daarom sê Megan Starbucks was soos die influencer wat ons geken het, verstaan almal het hom geken en almal so ek moet sê mense het nie noodwendig jouself met hulle vergelyk nie, maar ek was in 'n meisieskool, so vergelyking is maar in verskillende plekke, but it's basically the same thing. So ek dink social media was vir my iets wat ek nie noodwendig al my tyd spandeer het nie, maar ek het baie van my tyd spandeer om myself te vergelyk met die mense om my. En as mens net na dit kyk, obviously dit maak jou nie iets vir mense kan gun nie. Dit maak jou letterlik net soos almal anders wil wees. En dan sê ek soos en mens dink nie na headspace as mens dink aan hoe jy was en hoe jy gedink het as 'n tiener, is dit twee wêrelde uitmekaar uit. Verstaan jy kan met iemand praat by 'n reunie en hulle amper nie eens herken nie. En prys die Here vir dit. Maar ek dink nie mens hoef altyd met alles te gesukkel het en altyd dieselfde thought patterns as almal gehad het op skool nie. Maar mens moet nog kry sê mense is jonk en mense is dom, verstaan? Maar die Heilige Gees is goed en as jy regtig moeite doen en jy raak betrokke by kerk, raak betrokke by belangrike stemme, dink ek om nou social media so over te consume, gaan jy dalk 'n sterker stem hê, gaan die Heilige Gees 'n sterker stem gee in jou lewe en daai goeters vinnig genoeg kan blok dat dit nie jou thought patterns raak en jou identiteit raak nie, want hoe vinnig gebeur dit nie. Ek love hierdie rokkie, maar ek wil hom nou nie dra nie, mense gaan dink ek lyk weird. Hoeveel keer so mense hoor 'n tienerdogtertjie sê dit of dogtertjie, hulle sal my soos vrou, 'n tienervrou. Of soos ek love nou hierdie, maar niemand dra dit en dit gaan nou mense gaan dink is weird. So ek sê
maar miskien is dit presies wat dit moet wees. Is soos jy moet uitstaan, verstaan, soos dalk is dit presies waarvoor God jou roep. En ek wens ek het dit geweet, want ek dink dit was 'n groot ding van my. Ek het nie mooi gelyk en al die goed het in kot en ondaai tyd gehang het nie. Ek gewonder hoekom, is daar iets fout met my, wat gaan aan? En dit was net soos was letterlik ook nie in my coloring nie, verstaan jy? I just didn't shine, but I wanted to shine the way everybody else shines. En God het ons net nie gemaak daarvoor nie, en dis 'n harde realiteit. En as jy wil aangaan en aankaart al die tiener girls wat nou luister, gaan aan, just be my guest, maar jy kan dit nou stop en jy kan kies om anders te dink en te voel en te reageer. Okay, awesome. So 'n funny fact oor my, so wanneer ek my grootste kopseer is juist wanneer ek daai kas van my so oop maak en dink, wat trek ek vandag aan? En ek is nie lus om van die goed wat in my kas is nie, ek weet nie. En ek sou weer glad iemand wat hou van kleur, soos helder kleure of pink en oranje en ek sou en groen, want ek voel baie keer dis baie funny, maar ek hou nie van aandag trek nie. En ek het altyd gevoel as mens hierdie goeders dra, dan trek aandag. Almal gaan vir my kyk en ek hou nie van dit. En ironies, ek hou nie van as mense my notice nie, ek hou nie van mense as my raak sien nie. So ek dink dis hoekom die Here my platform verander het, sodat ek nou moet ek met dit deel. Mense gaan kyk, 100%. mense gaan staar en ek moet oor my insecurity kom. Maar wanneer dit kom by wat ek aantrek en daai tipe goed, is ek nie altyd so secure nie. Ek's nie altyd so selfversekerd nie. So jy het so 'n bietjie nou gespeel met wat 'n tipe mens ek is, of ek ek's 'n ware mens. Maar Pandy sê ek's 'n cool mens. So verduidelik net so 'n bietjie oor hoekom is ek 'n cool mens? Ek het so 'n bietjie advantage van haar gevat hierso. Baie quick consultation gehad. Wat beteken dit as mens nou byvoorbeeld 'n cool mens is of jou tipe kleurpalet, hoe relate dit tot jou tipe persoonlikheid? Okay. So eerstens het ons net jou goud en silwer gedoen. So jy kan nou sien baie geel, baie grys, blou. So ek het dit net teen jou gesit en baie keer kan jy sien soos ek dink hulle noem dit jou marionetlyne, is dit dit? Ek weet nie, maar ek klink baie. Maar mens kan letterlik net daar kyk as jy smile, wat raak donkerder, wat raak ligter. Enige lyntjies is letterlik jou coloring is soos 'n BB cream oor jou gesig. So dit maak elke pysie ligter. Dit maak jou meer glow, dit letterlik komplementeer dit wie Jesus gemaak het om te wees. Ek glo dit met my hele hart, want hy het jou met soveel intention gemaak. Dan gaan hy hierdie korte bære en dan kan ons die grootes kry. Is dit establish ek is silver? Ja, silver. Silver. As iemand vir Rachelle 'n gift wil stuur en haar wil hê sy moet iets promote, asseblief doen silver. Ek help jou. Dis my werk. Dankie sê vir Mieke Roy, vir die oulike. Ek het ook Mieke Roy, so cheers. Okay, so ons het Rachelle baie vinnig gedryf. Mieke Roytjie en ek Sorry. Mieke Roy. Anyway, so ons het Rachelle vinnig gedryf en daar's twee cool seasons wat 'n somer en 'n winter is en ek het regtig gedink jy val in 'n soft summer. Okay, so ek gaan nou nie tegnies raak nie, maakie saakie. Maar ek kan sien hoe dit baie jou bleek maak. Wat beteken jy kan 'n helderder kleur afpoel en jy het 'n olierige vel wat as mens kyk na hierdie kleure, dis gewoonlik shiny bright kleure wat obviously beteken jou ondertoon moet dit kan hanteer. So dis gewoonlik 'n shiny bright oily skin, letterlik. Maar daar's 'n verskil. So ek is 'n somer, ek's die warm kant van jou season. Okay, so helder en warm is ek, jy's cool en helder, nee? Okay. Ja, hierdie voel soos wit. Sy sê ek kan nie somme maak nie, maar nou het ek hierdie somme. Wiskunde G kom nou die Here. My 2 jaar aan wiskunde G klas. Okay. So 2 seasons waarin jy kan val is 'n donker winter en dan is 'n true winter. Okay, so ons het nou nie genoeg tyd gehad dat ek nou mooi kan kyk nie, maar een van hierdie twee it would be you. En jy dra actually een van die. Ja, ek het goed. Hierdie enetjie, 'n dark winter color. So wat nogal baie interessant is dit is 'n tipe persoon wat eintlik okay is met aandag. Dis iemand wat baie vinnig leiding kan vat en hulle beskryf gewoonlik hierdie persoon as 'n kwaai leier. Sy is baie ferm. Jy sê is ek ferm? Dis nie 'n slegte ding nie. Mense het daai mense nodig soos ek kort my man is soos 'n sagte ferm, maar ek kort ferm. Verstaan dat ek soos all over the place en soos crazy. Okay, Katie, kom nou. 100%. En soos no offense to that, just dit is 'n gift dat God tot jou toevertrou het en is regtig om obviously the enemy wants to come destroy that one thing that God wants to use. En dis hoekom jy sê jy fight die insecurity met influencing want nou is al die aandag op jou, but you were created dat al die aandag op jou is. Verstaan soos en ek glo al is jy in 'n muted season soos jy kan nog steeds daar waar jy is, moet die aandag op jou wees. Jy moet anders te wees as die mense om jou, maar soveel te meer as jy in 'n helder koue palet val, verstaan? So ja, dit is amazing. Ek kry altyd hoendervleis as ek daaroor praat want mense kry uitsonderings waar iemand baie social out of there kan wees, maar dan val hulle in 'n muted palet, maar meeste van die tyd hoe jy dink, hoe jy jou werk veral benader, hoe jy konflik benader is baie keer gelink aan jou coloring en dit maak net sin. Dis so wat sou jy sê is dan my
soos Ja, op grond van dit nou, hoe hanteer ek daai goedjies wat jy Ja, nou genoem het? So, jy is net 'n rigied mens, 'n baie wit en swart Rigied? mens. Daarom nie. Wit- Daarom nie. Ek is 'n wit en swart. As hy lief was vir Jesus, ja. ek sê dan altyd vir man ek's 'n grys mens. So ek leer ook nou Ja, vir hierso. ek dink Maar ek baie het keer nie mense seker kan goed dit laat dink. gelei nie, ja. Ja, Dit is, dit is pas op reg presies of en verkeerd. baie keer ook mense sal dink, o, jy's perfeksionisties, maar dis eintlik net Nee, jy joh. hou van goeders op die Dis regte so manier, hè. interessant, Ja, wow, en so ook jy kan vinnig sê soos okay, ek gaan van hierdie persoon hou, ek gaan nie van hierdie persoon hou nie. Verstaan? Dis regtig iemand wat soos ja, dit is want dit is presies obviously dis deel van jou DNA. So ja. sekere klere vertel 'n storie voordat jy in 'n vertrek instap en ek voel dis hoekom image consulting belangrik is. Dis hoekom ek nie my werk hoef te promote om geld te maak nie, maar om regtig te sê soos ek wil hê jy moet 'n storie kan vertel van wie jy is en as jy 'n sagte mens is, mag jy die mooiste lyk in 'n sagte pink en instap en jy gaan die regte mense tot jou trek wat God tot sy koninkryk toe wil Ja, trek. amen. So ja, ek dink om powerful op 'n stage in te loop met 'n blou en 'n rooi is what you were called to do. So do it. Ja. Oh, dis awesome. Baie Ja. dankie. Ek het nou so baie geleer vandag by jou. En Thank dankie you. dat met al die obstacles we made it. Dit is hoe dit Moet is. ek net by jou hoor, soos kan mense jou soos boek vir image consulting Ja, werk het? asseblief. Alright. Letterlik gaan op my social media, DM my, Okay. comment, So, bel my, wat ook al jy alright, aan die awesome. hande kan kry. Ja, daar het julle dit. Baie dankie Kate, dit was so lekker om saam met jou te kuier. Dankie. Ek waardeer. Drukkies van baie ver af. Liefde, groete en dankbaarheid.